Baie welkom by die 12de episode van Geldgeheime, waar ek jou leer om slim met jou geld te werk. Ek is Mia Kriegler, direkteur van batebestuur by Creer Internasionaal en aanbieder van Geldgeheime. Ek is hier om jou met die nodige kennis toe te rus om beter en veiliger beleggingsbesluite met jou eie en met jou huishouding se geldsaake te neem. Kom luister en leer hoe jy beter finansiële besluite kan neem. Dit is Desember, wat 'n wonderlike tyd van die jaar. Ons vier binnekort Kersfees en die meeste van ons vier Jesus se geboorte deur vir mekaar geskenke te gee, lekker saam te eet en kuier en vir 'n paar dae te ontspan in die heerlike somerweer. Met Kersfees herdenk ons die grootste geskenk wat ons van God af ontvang het, deurdat hy sy seun vir ons gestuur het. Dit is ook vir ons 'n tyd van gee om hierdie groot voorreg te vier. Ek wil jou vertel van 'n boek wat die krag het om jou lewe te verander. Hierdie boek, Die Weggewer, of die Go-Giver in Engels, deur Bob Burg en John David Mann, leer ons dat die eerste wet wat jy vir 'n suksesvolle lewe moet volg, is om te gee. Die wêreld leer ons voortdurend dat mense sukses behaal deur meer te werk, vinniger te werk, harder te werk. Maar die Weggewer sê nee, skuif jou fokus eers daarna om te gee. Kom ons gaan saam met die karakter Joe op reis. Hy is 'n gefrustreerde verkoopsman wat onverwags die geleentheid kry om by 'n baie suksesvolle mentor, genaamd Pindar, sy geheime tot sukses te leer. Ek gaan vandag vir jou hierdie 5 wette leer wat jy moet volg om stratosferiese sukses te behaal. En ek gaan jou leer hoe jy hulle prakties in jou eie lewe, in jou loopbaan en selfs in jou finansies kan toepas. Geldgeheime word met trots geborg deur Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Creer Internasionaal is vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. In die boek ontmoet ons vir Joe, 'n jong, gedrewe verkoopsman wat desperaat is om sy kwartaalteikens te haal. Hy werk hard, hy probeer alles, maar hy behaal net nie sy doelwitte nie. Vir baie van ons klink dit bekend. Jy voel jy gee alles, maar jy voel ook asof jy net nie vorentoe beweeg nie. Joe is onder druk. Sy teiken hang oor hom soos 'n donderwolk en hy glo, nes baie van ons, dat indien hy net 'n bietjie meer kan kry, meer verkope, meer kliënte, meer resultate, dan gaan hy suksesvol wees. En toe ontmoet hy vir Pindar, die legendariese mentor wat bereid is om sy sake geheim met Joe te deel. Met hul eerste ontmoeting deel Pindar hierdie waardevolle juweel tot sy sukses met Joe. En sy geheim is, gee. Jy het reg gehoor, net dit. En weet jy, eintlik doen suksesvolle mense dit gedurig. Hoe meer suksesvol hulle is, hoe gewilliger is hulle om hulle geheime tot sukses met ander te deel. Pindar nooi vir Joe uit om vir 5 dae lank, elke dag, die 5 wette vir stratosferiese sukses te kom leer by hom. Daar is egter een voorwaarde. Indien Joe nie die nuwe wet op dieselfde dag nog in sy eie lewe gaan toepas nie, is dit sy verantwoordelikheid om die res van die afsprake met Pindar te kanselleer. Die ooreenkoms is 'n soort erekode. Net Joe sal weet of hy regtig die wet toegepas het of nie. Net hy sal weet of hy besig is om sy eie tyd te mors. Hierdie 5 wette is eenvoudig, maar hulle het die krag om jou lewe radikaal te verander. Hierdie boek draai die tradisionele idees van sukses heeltemal om, en dit wys vir ons dat gee nie 'n opoffering is nie, maar 'n leefstyl wat vir jou groot dividende kan oplewer. So wat sê hierdie wette? Wet 1, die wet van waarde. Die eerste wet sê, jou werklike waarde word bepaal deur hoeveel meer waarde jy gee, as wat jy in betaling ontvang. Hierin lê die hartklop van die weggewer. Mense is geneig om te dink, ek sal gee wanneer ek eers meer het, of wanneer ek nog iets kan kry. Maar 'n vuur kan slegs brand en jou met sy hitte beloon, nadat jy vir hom hout gegee het. So ook vra mense gewoonlik met nuwe sake, geleenthede en verhoudings, ook met persoonlike verhoudings. Gaan hierdie storie geld maak? En wat gaan ek hieruit kan kry?
maar ons leer dat dit die verkeerde wegspringplek is. Die eerste vraag moet wees, lewer hierdie storie 'n diens en voeg dit waarde tot mense se lewens toe? Indien die antwoord hierop ja is, kan 'n mens verder gaan vra of dit sal geld maak en of dit vir jou ook waarde gaan toevoeg. Wanneer jy 'n diensbare lewe begin leef, waar jy elke dag 'n positiewe verskil in ander mense se lewens maak, sal sukses jou beloning raak. En dit is nie omdat jy gee om terug te ontvang nie, maar omdat jy gee omdat jy wil. Dis 'n manier van leef. Mense verkies dit om sake te doen met mense en sal ook ander na hulle toe verwys, indien hulle so iemand ken, van hom of haar hou en hom of haar vertrou. Wanneer jy konsekwent meer gee as wat mense van jou verwag, gebeur daar 3 dinge. Mense onthou jou, hulle praat oor jou en hulle kom terug na jou. Om te gee en om waarde te skep is die begin van sukses. Gaan lees hierdie storie van hoe Joe saam met Pindar vir Ernesto gaan kuier, om van sy suksesse en om van hierdie eerste wet te leer. Wet 2. Die wet van vergoeding. Die tweede wet sê, jou inkomste word bepaal deur die hoeveelheid mense aan wie jy 'n diens lewer en hoe goed jy die diens aan hulle lewer. Die eerste wet leer ons hoe om waarde te skep deur ander te dien. Die tweede wet leer ons weer dat jou vergoeding direk gekoppel is aan die hoeveelheid mense vir wie jy diens kan lewer. Dis so eenvoudig soos dit. In vandag se wêreld waar ons die internet met al sy kanale en sosiale media tot ons beskikking het, is dit soveel keer makliker om duisende mense se lewens aan te raak. Joe ontmoet op sy tweede dag vir Nicole met haar verhaal van hoe sy haar onwaarskynlike diens aan miljoene mense uitgerol het. Gaan lees haar storie. Wet 3, die wet van invloed. Die derde wet sê, jou invloed word bepaal deur hoe hoog jy ander se belange bo jou eie stel. Op die derde dag ontmoet Joe vir Sam. Toe Sam sy loopbaan begin het, was sy doelwit om versekeringspolisse te verkoop. Hy was nou nie juist baie suksesvol nie en het nie goed gevaar nie. Op 'n dag het hy sy fokus geskuif na wat hy kon gee, in plaas daarvan om te kyk wat hy kan kry. En dit het sy loopbaan behoorlik laat vlam vat. Hy was ook bekend vir sy eerlikheid en sy integriteit. Sam leer ons verder dat dit in enige besigheid baie belangrik is om 'n goeie netwerk te ontwikkel. Hy verwys na 'n netwerk van mense wat jou ken, wat van jou hou en wat jou vertrou. Dit is mense wat 'n soort persoonlike belang in jou sukses het. En jy voel gewoonlik dieselfde oor hulle. Dit is soos om 'n weermag vol persoonlike ambassadeurs te hê. En met 'n weermag vol persoonlike ambassadeurs gaan jy net soveel verwysings kry, dat jy nie almal sal kan hanteer nie. Mens bou so 'n netwerk op, deur ander se belange op die hart te dra. Deur oplossings te soek, waar albei partye beter daaraan toe is. Mense wat gee, trek ander mense aan. Die wet van invloed werk, omdat dit 'n magnetiese aantrekkingskrag het. Wanneer jy ander eerste stel, dink hulle ook eerste aan jou, wanneer hulle weer besluit met wie hulle besigheid wil doen. Wet 4. Die wet van geloofwaardigheid. Die 4de wet sê, die waardevolste geskenk wat jy kan gee, is jouself. Oorspronklikheid is een van die skaarsste eienskappe in vandag se wêreld van sosiale media, filters en nabootsing. Maar weet jy, wanneer jy ophou voorgee en net jouself is, begin mense jou regtig ken. Wanneer jy jouself is jy gewoonlik ook meer kwesbaar en maak jy dele van jouself oop waar mense jou foute kan raak sien. En dit is juist dan wanneer mense meer met jou kan vereenselwig. Wanneer jy nie jou swak plekke wegsteek nie, begin mense jou vertrou en voel hulle gewoonlik meer gemaklik in jou teenwoordigheid. Om die 4de wet te leer, luister ons na Deborah Davenport se storie. Nadat sy elke verkoopstegniek onder die son geleer het en probeer toepas het, was sy nog steeds nie suksesvol nie. Maar die dag toe sy opgee en met haar laaste verkoopstransaksie eintlik nie meer omgee oor die transaksie nie, maar net haarself was, het sy sukses behaal.
Daardie dag het sy net gesels, sy het vrae gevra en sy het omgegee. En dit was op die ou einde die deurslag. Die geloofwaardigheid van haar menswees en haar eie storie is wat die verskil gemaak het. Wanneer jy ophou probeer wees wie jy dink mense wil hê jy moet wees, en net wees wie jy is en jou storie met hulle deel, gebeur daar merkwaardige dinge. Wet 5. Die wet van ontvang. Die 5de wet sê, om regtig doeltreffend te kan gee, moet jy ook oop wees om te ontvang. Hierdie wet leer ons dat gee en ontvang twee kante van dieselfde munt is. Om in balans te kan wees, moet waarde van een punt na 'n ander punt toe vloei. Om oop te wees om te ontvang, beteken ook om oop te wees om kennis te ontvang, om leerbaar te wees. Niemand kan kennis en die deel van ervaring op iemand anders afdwing nie. Indien jy nie oop is om regtig te leer nie, sal jy ook nie die voorreg van hierdie kennis ontvang nie. Soos die spreekwoord sê, jy kan 'n perd net tot by die water neem, maar jy kan hom nie dwing om te drink nie. Gaan dink 'n bietjie na hieroor. Wees ontvanklik. Nie net vir groot dinge wat monetêre waarde inhou nie, maar wanneer iemand vir jou 'n kompliment gee, neem dit. Wanneer iemand jou wil help, laat hulle regtig toe om dit te doen. En wanneer jy 'n geleentheid kry, gryp dit met al twee arms aan. Nou, hoe pas ons hierdie 5 wette prakties toe? Jy kan hierdie 5 wette toepas deur eerstens elke dag 'n positiewe verskil in ander se lewens te maak. Voeg daagliks vir minstens een mens waarde toe deur hulle lewe vir hulle makliker of beter te maak. Tweedens kan jy jou impak groter maak deur meer mense so te begin dien. Derdens kan jy bou aan jou verhoudings. Gee meer en stel ander se belange bo jou eie. Wen vertroue deur eerlik en opreg te wees. Vierdens moet jy jouself wees. Moenie voorgee om iets of iemand te wees wat jy nie is nie. Vertel net en leef jou eie storie uit, foute en al. Ander mense kan gewoonlik meer met jou vereenselwig op hierdie manier. En leer vyftens om te ontvang. Stel jouself oop en wees leerbaar. Hierdie lesse is nie net op besigheid van toepassing nie. 'n Goeie besigheidsbeginsel werk gewoonlik oral in 'n mens se lewe, ook in jou vriendskappe en in jou huwelik. Die weggewer leer ons dat sukses nie iets is wat jy jaag en kan vang nie. Dit is die beloning wat spontaan en in oorvloed na jou toe begin vloei, wanneer jy gee en aanhou gee en wanneer jy ander se belange bo jou eie stel. Glo my, ek het nie hierdie boek en sy stories vir jou bederf nie. Gaan lees hierdie boek van 84 bladsye en word verryk deur die stories daarin. Ek het nie eers aan alles geraak nie. Wees ontvanklik vir die raad en die lewenslesse wat jy daarin gaan leer. Dit bring ons by die einde van die 12de episode. As jy hierdie potsending waardevol gevind het, deel dit gerus met jou familie en vriende, sodat hulle ook die 5 wette vir stratosferiese sukses kan leer. En gee sommer die weggewer vir hulle vir Kersfees om te lees. Teken in op Geldgeheime op YouTube of op jou gunsteling potsending platform, sodat jy nie die volgende episode mis nie. Geldgeheime word met trots geborg deur Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur.